4de hoofstuk van Johannes en ons het laasweek of die week voor dit vers 1 tot 9 gedoen en ons gaan nou aan van vers 9 af weer. Maar net om vir julle so 'n bietjie agtergrond te gee, om julle 'n bietjie weer op spoed te kry. So Johannes vertrek van Galilea af of van Judea af na Galilea toe. Want julle sal onthou hy het in Judea by die rivier het hy gaan doop en Johannes die doper se disippels het omgekrap geraak. En toe het hulle hierdie hele lang gesprek oor maar hy wat van die hemel afkom is eintlik bo almal. En toe die fariseërs op die toneel verskyn, toe besluit Jesus om homself te onttrek. Want dit is nie altyd nodig om deel te raak van konflik nie. Dit is nie altyd nodig om konflik te antwoord met nog konflik nie. Soms moet ons net onttrek. En Jesus besluit om te onttrek en hy gaan Galilea toe. Maar wat die Jode sou doen is hulle sou 'n hele ompad gestap het om die gebied van Samaria. Want hulle het die Samaritane vermy. Hulle het die Samaritane gehaat. Hulle wou niks met hulle te doen gehad het nie. En Jesus besluit om vir sy disippels te sê, man, ons gaan reg deur Samaria stap. Want Jesus het geweet, sy volgende gesprek, soos wat hy die gesprek met Nikodemus gehad het, 'n kerkleier, 'n godsman, 'n geloofsleier, iemand met aansien, iemand met status, soos wat hy 'n gesprek met hom gehad het oor wedergeboorte en 'n nuwe lewe, so weet Jesus Christus ook, dat hy nou gaan 'n gesprek gaan hê met 'n Samaritaanse vrou, amper die laagste van die laagste in daai tyd. Is iemand sonder status, iemand wat nie rang het nie, iemand wat nie hoog op in die gemeenskap is nie, en dan onder die Samaritaanse vrouens sal ons nou nog sien, is sy nog onder hulle ook die laagste van die laagste, want sy sukkel met 'n sekere tipe sonde in haar lewe. En ons sien dat Jesus, hy tref nie onderskeid oor waar jy is in die lewe nie. As hy met jou praat, gaan hy met jou praat, en elke persoon het die kans om tot redding te kom. So Jesus begin die gesprek met haar en vra vir haar om vir hom water te skep. En die vrou is toe heel de mekaar, net soos wat Nikodemus maar ook de mekaar was met die gesprek, so is die vrou toe nou ook de mekaar, en want Jesus is 'n Jood, en Jode meng nie met Samaritane nie, hulle meng net nie met mekaar nie. En dan sien ons die vrou se woorde in vers 9, die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. En dis waar ons laasweek afgesluit het, en ons hervat die gesprek vanaand weer in vers 10, waar Jesus haar antwoord. En Jesus sê vir haar, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, u het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry u dan hierdie lewende water? Sien Jesus, en ek dink, as ons ooit 'n kursus wil aanbied oor evangelisasie, as ons ooit 'n kursus wil aanbied oor hoe nader ek iemand, hoe praat ek met iemand oor geestelike goed, dan moet ons eintlik 'n karakterstudie gaan doen van Jesus Christus, van die manier hoe hy met mense gepraat het. Want hy het hierdie wonderbare manier gehad om met mense 'n gesprek te begin wat hulle hou. Hulle het hom nie sommer net afgebrush en gesê, ag man, hy wil nou nie eintlik hoor nie. Hou maar verby met hierdie gesprek. Hy het 'n manier gehad om met hulle te praat. En dis nie die enigste keer nie, ons sien dit met Nikodemus wat nou al oud is, gevorder in sy jare, ver weg van sy geboortedag af is. Raai met wat praat hy oor hom? Wedergeboorte, en om nuut gebore te word. By die vrou met die waterput, wat dors is, wat gaan water haal, waaroor praat hy met haar? Oor lewende water. En daar's ander gevalle in die Bybel ook. Vir die blinde man buite die tempel. Wat sê Jesus vir hom? Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Hy praat met hom oor iets wat gesien word. Vir Martha en Maria, die susters wat hulle boetie verloor het aan die dood, toe Jesus by hulle aankom, wat is die gesprek wat hy met hulle het? Hy praat met hulle oor die opstanding.
Sien, Jesus het nie tyd of woorde gemors in sy gesprekke nie. Hy het nie doekies omgedraai en draadjies omgepraat nie. Hy het met mense gepraat oor wat in hulle lewens aangaan. Sien, ons mors soms so baie tyd, want ons wil so graag om mense se probleme praat. So bang vir konfrontasie, so bang dat dalk vat hulle dit nie reg nie. Dalk sit dit nie lekker by hulle nie, dalk is dit ongemaklik. Man, dis ongemaklik, dis oukei. Weet jy hoe ongemaklik gaan 'n ewigheid sonder Jesus Christus wees? So kom ons vat eerder nou die bietjie ongemak. Kom ons maak seker dis nie altyd vir ewig ongemaklik dan nie. En sien, Jesus slaan die yster terwyl hy warm is. Hy mors nie tyd om die regte gesprek te begin nie, maar hy raak 'n punt hieraan wat ek dink baie van 'n mens vertel. Sien, en ek gaan nou nie vir julle vra om julle hande op te steek en vir my voorbeelde te gee nie, maar jy kan 'n persoon se verhouding met Jesus Christus meet aan sy versoeke wanneer hy in die binnekamer kom. Die vlak van jou verhouding word bepaal deur hoe jy bid en wat jy bid. Nou hiermee bedoel ek nie daar's 'n rangorde wanneer 'n mens bid nie. Daar's nie 'n hoër gebed en as jy hoër woorde gebruik nie. Dit gaan oor met watse hart gaan jy na die Vader toe. Wat is jou versoeke alleenlik net om myself te stig, om die lewe vir myself gemakliker te maak? Of soek jy die Here vir wie hy eintlik is? Sien, die vrou weet nie wie Jesus is nie. Sy het nie 'n verhouding met hom nie. Sy het nie 'n binnekamer lewe nie. Sy ken hom nie as die Messias nie. So wat is haar eerste versoek aan Jesus? Wat is die eerste ding wat sy teenoor hom kommunikeer wanneer sy in 'n gesprek met hom is? Dis twyfel. Hoor wat sy sê? Sy sê, meneer, u het nie eers 'n skepding nie. En die put is diep. Waarvandaan kry u dan hierdie lewende water? As jy in jou binnekamer kom en al wat jy vir die Here sê is, Here, my lewe val uit mekaar uit. Alles is 'n gemors, Here. U sorg nie goed genoeg vir my nie. Here, al hierdie goed loop skeef vir my lewe. Ek kom na Jesus Christus toe met twyfel, want ek ken hom nie. Ek weet nie dat hy die God bo alle gode is nie. Ek weet nie dat hy die een is wat die vee op 1000 heuwels het nie. Dat die skatkamers van die hemele behoort aan hom. En dat hy in 'n oomblik seën kan uitspreek en jy nooit weer in jou lewe iets gaan nodig hê nie. My gesprekke in die binnekamer is 'n teken van waar my verhouding met Jesus Christus lê. En ons sien dit in hierdie vrou en julle sal nou sien in die gesprek soos wat hy verder gaan, hoe meer sy met Jesus te doen het, hoe beter word haar gesprek met hom. Hoe beter praat sy oor hom, hoe beter praat sy met hom. Ek sien al wanneer 'n mens nog twyfel, is wanneer ons nie 'n diep genoeg openbaring het van wie Jesus Christus is nie. Die vrou het nie 'n idee wie sy is nie, of wie hy is nie. Daarom twyfel sy in sy vermoë. Daarom sê sy vir hom, meneer, u het nie eens 'n skepding nie, want sy ken hom nie. Sy weet nie wie hy is nie. Julle al ooit gewonder hoe die eerste eier geëet was? Die eerste hoendereier. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Twee ouens staan en sien, hey man, het julle gesien wat val uit daai hoender uit? Ek gaan hom probeer eet. Dit maak ons nou nie lekker sin nie. Maar dis presies hoe ons verhouding met Jesus Christus soms ook werk. Sien, nadat hulle getoets het, nadat hulle hom oopgebreek het en hom gaar gemaak het in 'n pan en 'n bietjie sout en peper bygegooi het en die deksel opgegooi het. En die eerste sunny side eier was daar. Sunny side up was eier was daar. Toe skielik kom mense agter, maar hierdie is nie so sleg nie. Man, ons kan en dan skit ons 'n bietjie bymekaar en ons maak scramble eiers. Kyk nou net hoe lekker raak dit. Ons verhouding met Jesus Christus is ook so. Dis bietjie vreemd in die begin. Ek weet nie eintlik wat om te sê as ek hier is nie. Here, dankie vir die mense in my lewe en seën al die mense en ons bid vir al die mense in die hospitale. Dit begin so. Maar hoe meer ek hom ontdek,
hoe meer ek tyd saam met hom spandeer, hoe meer ek navorsing doen oor hoe kan ek hierdie eier gaar maak, hoe meer kom ek agter dat dit is eintlik lekker. Eintlik kan ek met hom praat. En sien Jesus antwoord die vrou met presies hierdie idee. Hy sê, as jy van die gawe van God geweet het, en wie dit is wat jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jesus antwoord, hy sê, as jy maar net geweet het wie ek is, sou jy nie getwyfel het in my vermoë om 'n skepding te hê nie. As jy geweet het wie ek is, sou jy nie getwyfel het in my vermoë om te voorsien nie. As jy maar net geweet het wie die gawe is wat nou met jou praat, dan sou jy in plaas daarvan om te twyfel, gesê het, Here, ek sit my volle gewig in. Here, ek soek meer van hierdie lewende water. Maar die vrou weet nie. Sy is nie daar nie. Haar verhouding met Jesus Christus is nog nie tot op daai punt ontwikkel nie. As jy maar net geweet het. En presies soos met die gesprek wat Jesus met Nikodemus gehad het, sien ons dat Jesus praat en dan praat die vrou. En dan praat Jesus en dan antwoord die vrou. Dan vra die vrou 'n vraag, dan antwoord Jesus. En vers 12 is dit nou weer die vrou se beurt. Sy sê, U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie. Hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee. Sien, as jy hierdie vraag gaan lees in die oorspronklike Grieks en in die woorde wat daar gebruik was en in die manier hoe die woorde aaneengesit was, sou julle sien, hier is nie 'n vraag net omdat sy geïnteresseerd is nie. Hierdie vraag is bedoel as 'n aanval. U kan tog moontlik nie belangriker wees as Jakob nie. Wie dink u is die dan nou eintlik om te sê hierdie put is beter as die water of u water is beter as die water wat is. Hierdie put kom van Jakob af. Jakob het hierdie put gegrou. Haar voorsiening was by Jakob gewees. Sien, die vrou antwoord, sy sê, meneer is sekerlik nie belangriker as ons vader Jakob nie. Hy het hierdie waterput vir ons gegee. Wat maak jou water dan beter? In hierdie vrou se vraag sien ons een van die grootste probleme met die samelewing, en ek sluit Christene in by hierdie probleem, wat ons vandag het. Mense hou te hard vas aan materiële voorsiening. Vir die vrou was dit so eenvoudig, soos ek soek water, ek gaan put toe, ek kry water. Die put voorsien vir my die water. Die vrou hou so hard vas aan die materiële geskiedenis van die put, dat sy tot op daai punt kom, waar sy die een wat voor haar sit, mis. Sy mis amper Jesus Christus heeltemal, want sy hou te hard vas aan hierdie materiële dinge. Soms wil God hê ek en jy moet hierdie materiële goed los, sodat hy die geleentheid het om jou te seën. As ek elke keer wanneer ek 'n krisis het, bank toe hardloop vir 'n ekstra paar pitte in my sak, waar los ek vir Jesus ruimte om my te seën? As ek die hele tyd na mense toe hardloop en sê, ek het hierdie probleem, ag kry my tog jammer, help my, waar los ek die Here? Met hoeveel los ek hom oor om my te seën? Maar ons elkeen het 'n put iewerste. En ons wil so graag na die put toe hardloop, want ek ken die put. Die put is gemaklik. Ek weet waar is die put. Ek weet hoeveel tree is dit. Ek weet hoe diep is die put. Ek weet hoe swaar is daai emmer as ek hom optel. Dis gemaklik vir my. Dis dieselfde met Jesus se disippels in die boot toe hulle in die storm was. En Jesus sê vir Petrus, maar kom dan. Jy vra dan ek met jou beveel om te kom dan. Die ander disippels, hulle ken die bootjie. Die bootjie is hier. Ons ry nog altyd op die bootjie. Moenie nou die bootjie kom wegvat nie. Jy moet my ook nie vra om uit te klim nie. Dis my put. Dis my materiële goed waaraan ek vashou. En Jesus sê, as julle maar net geweet het.
As jy maar net geweet het, wie is die een wat jou roep en sê, gee die eerste tree. Klim uit die bootjie uit. As jy maar net geweet het, wie is dit wat vir jou sê, jy het nie die put nodig nie, vertrou my. As jy maar net geweet het. Die hartseer in hierdie dag vandag is, ons jaag soveel putte na. Ons jaag huise, karre, werk, geld, stokperdjies, genot. Ons jaag dit so na, dat ons Jesus heeltemal mis. En dis nie net die bank nie, dis nie net karre nie, dis nie net huise nie, dis 'n klomp goed. Dis 'n klomp goed wat ons so najaag, want ek sit met mense in gesprekke, en dan sê hulle goed soos, ja maar pastoor, ons soek ook soms op 'n Sondag bietjie familietyd. So op 'n Sondag, party Sondag gaan ons bietjie as familie iewers heen en ons gaan bietjie as familie weg. Dis goed en wel. Waar maak jy tyd vir die Here? Want ek kan vir jou sê, jy kan soveel weggaan as wat jy wil. Jy kan soveel Klein Kariba toe of Warmbad toe of waar ook al gaan of Kaap toe gaan of see toe gaan. Jy kan dit doen tot vervelings toe. Daar's net een persoon wat jou familie kan red. Dis nie nog 'n wegbreek nie. Dis nie nog 'n vakansie nie. Waar maak jy tyd vir Jesus Christus? Of is jy so besig om die goed te jaag dat jy hom mis? En dis presies wat met die vrou gebeur. Sy is so gefokus op hierdie put en hoe kan hierdie Joodse man nou sê dat dit wat hy bied is belangriker as hierdie put wat Jakob vir ons gegee het. Hierdie put het vir Jakob en sy seuns en sy vee. Sien julle die gedrag van die mensie binne? Skielik moet ek dit wat ek glo en dit wat ek wil hê, nou moet ek dit regverdig. Jy weet, dit is nie sommer net iets nie. Jy weet, die rentekoers wat hulle my aangebied het is baie goed en stop dit. Hou net op. Ja, maar pastoor, jy weet daarom dis buite seisoen en dinge is goedkoper. Ek het nie 'n saak met hoeveel dit kos nie. Waar maak jy tyd vir die Here in dit? Jy kan gaan net waar jy wil. Gaan sit in die middel van die bos, maar maak tyd vir God. Moenie Jesus Christus mis, omdat jy so hierdie wêreldse goed najag nie. Jesus sê vir die vrou, as jy geweet het, as jy maar net geweet het, sou jy my vra vir water. As jy maar net geweet het, sou jy ophou aangegaan het oor die put, en sou jy gesê het, Here, ek het die voorsiening nodig wat net U kan gee. As jy maar net geweet het, het jy nie nog 'n vakansie nagejaag nie. Het jy gevra, Here, ek het die rus nodig wat net U kan gee. As jy maar net geweet het jy nie na die bank toe gehardloop nie en gesê, Here, ek weet die skatkamers van die hemele behoort aan U. U kan vir my sorg. Maar dit kom neer op 'n punt van verhouding. God sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hulle ken my nie. Hulle weet nie wie ek is nie. Jesus het daar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek kom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek kom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot in die ewige lewe. Sien, net soos met Nikodemus, verstaan die vrou nie eers waarvan Jesus praat nie. Net soos die gesprek met Nikodemus, is die vrou so bietjie de mekaar eers. Sy is so vasgevang in haar fisiese behoeftes, dat sy die geestelike openbaring amper gemis het. Sien, Jesus sê vir die vrou, al hierdie ander goed, en ons sal nou sien, daar's 'n klomp ander goed ook in haar lewe waaraan sy vasgehou het. Sy het waardering en aanvaarding nagejaag. Maar Jesus sê vir haar, al hierdie ander goed, hierdie put, hierdie goed waaraan jy so vashou, die berg waarby julle as Samaritane aanbid, die berg waar alles gebeur het, die tuin van Eden was daar,
Isak was daar geoffer, die tempel is daar, Moses het die gebooie daar ontvang, daai berg, jy gaan weer dors kry as jy by daai berg gaan sit. Man, as jy daai kar gaan koop, 6 maande, dan bring hulle 'n nuwe model uit. Dan soek jy hom ook. Ek was vir so kort rukkie in my lewe, en ek is deur die genade van die Here daarvan vrygekom. Ek was vir 'n kort rukkie in my lewe vasgevang in 'n skuldsiklus, waar ek geld gevat het by die bank, en dan kan ek dit nie terugbetaal nie. Dan sê hulle, nee, maar moenie worry nie, ons gee vir jou nog 'n bietjie. Dan dink ek, ja, ek gaan hierdie bietjie vat en dan gaan ek daai bietjie betaal. En as ek omdraai, dan wag daai bietjie vir my. Dis wat die wêreld doen. Jy stop gate oralste toe, maar as jy hier 'n baksteen uithaal om hierdie gat toe te maak, dan waai die wind hier onder deur. Jy gaan nooit vergenoegd wees nie. Jy gaan nooit op die punt kom waar jy voel, maar nou het ek alles nie. Daar's altyd 'n nuwe model, daar's altyd 'n groter huis, daar's altyd iets wat net nog 'n bietjie meer geld kos. Ek moet altyd net nog 'n bietjie harder werk, want dan is ek by hierdie droom. Ek sien dit gaan nie lank wees nie. En dan as jy maar net weer dors, sukkel jy maar net weer om vol te kom. Maar as jy van die water wat Jesus Christus bied drink, as jy van die lewende water inkry, sal jy tot in ewigheid nooit weer dors wees nie. Hoekom nie? Ons hou so graag daarvan om dit vir mense te vertel, maar dan verloor ons wickets die oomblik as iemand vir my vra, maar hoekom? Hoekom is dit so dat as ek van Jesus se water drink, dat ek nooit weer iets anders te gaan soek nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek drink nou al lank van die fontein, en my gunsteling is nog steeds 'n lang slap bid Mercedes. So hoekom sê Jesus wat hy sê? Gaan my vleeslike begeertes oornag verdwyn? Nee, dit gaan nie. Gaan my soeke na meer oornag verdwyn? Nee, dit gaan nie. Wat gaan verander is my prioriteit. Stelselmatig gaan ek besef, man, ek hou van die kar, maar ek is vergenoegd met wat die Here vir my gee. Ek hou van die beter leefstyl, maar ek is dankbaar vir wat ek het. Dis wat gaan gebeur. Dis wat gaan maak dat jy nie meer dors is nie. Beteken nie ek hou nie van mooi en blink en vinnig nie. Ek doen. Maar ek is tevrede met wat ek het. Want ek weet wat God vir my gee is baie beter. Want Jesus self is vir my genoeg. Vers 15. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Sien julle die vrou se antwoord? Dis weer fisies. Here, ek wil nie weer so ver stap om water te skep nie, gee vir my van hierdie water, en sy mis dit heeltemal, en dan vers 16, as jy dit lees, dan dink jy, wow, Jesus, gee haar net kans. Sy gaan daar kom, want hoor wat sê vers 16, sommer reguit uit die staanspoor uit, antwoord Jesus, hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Nou dis 'n gelaaide vraag. Dis 'n gelaaide vraag. En dit klink so bietjie amper asof Jesus op die aanval is. Want hy weet wat is die vrou se antwoord. Hy weet hoeveel mans het sy gehad. So waarmee is Jesus Christus besig? Hoekom is hy so prompt uit om vir haar te sê, man, as jy nie die water ding wil verstaan nie, gaan haal vir my jou man en kom terug. Hoekom is hy so reguit met haar? Hoekom spreek Jesus dadelik haar sonde aan? Daar kan nie opregte, ware bekering wees as daar nie 'n oortuiging van sonde is nie. Anderste, waarvan bekeer jy jouself?
As jy nie weet wat jou sonde is nie, as jy nie weet wat jy verkeerd doen nie, as niemand dit vir jou gesê het nie, waarvan bekeer jy? Want bekering is 'n omdraai, is 'n 180 grade draai in 'n ander rigting, maar as ek niks het om van weg te draai nie, wat help dit my? Sien, en Jesus besef, as die vrou werklik die water wil ontvang, as sy werklik daai lewende water in haar lewe wil beleef en dit indrink, dan moet sy wegbeweeg van al die ander goed waar sy gaan lewe soek het. En Jesus weet sy het sonde in haar lewe. En soms is dit nodig om sonde aan te spreek. En te sê, maar jy's besig om verkeerd te doen. Jy's besig om aan te jaag. Jy's besig om buite die wil van God te leef. Sien, onthou, die Jode en die Samaritane het baie van dieselfde goed geglo. Ons het laas woordskool dit vir mekaar gesê. Hulle het in dieselfde eerste 5 boeke van die Bybel geglo, die Pentateeg, die wetboeke. Was presies dieselfde. Hulle het klein details verander, maar die reëls was dieselfde. So Jesus weet om haar aan te spreek op die goed, want hy weet dit wat sy glo, en sy weet sy's verkeerd, hy gaan haar aanspreek daarop. Dis nodig. En maar sien, wanneer jy iemand prontheid aanspreek oor sy sonde, is daar 2 goed wat jy moet onthou. Jy hoef nie ooit in jou hele lewe iemand te oortuig van sonde nie. Die woord sê dis die werk van die Heilige Gees. Hy kom en hy oortuig van sonde. Ons kan vermaan, dis wat Jesus kom doen het. Hy sê, ek weet wat jy glo. Ek weet jy glo in dieselfde wette as wat ek glo, en daar's klein verskilletjies, maar die punt bly dieselfde. So ek weet jy weet dit is verkeerd om 'n klomp mans te hê. En hy spreek haar daarop aan. Dis die eerste ding. Dit is nie jou werk om te oortuig nie, die persoon weet hy's verkeerd. Die tweede ding is die manier hoe jy iemand nader, maak die wêreldse verskil. Want as jy met opregtheid in jou hart, met ware omgee en liefde iemand nader oor sy sonde, dan sal jy hom wen vir die koninkryk. Maar as jy gaan om pak slaag te gee, gaan jy pak slaag kry. As jy gaan om te beklei, gaan jy dit mis. Jesus tree uit op in liefde. Vers 17. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Vat net gou 'n oomblik, en dink aan die manier hoe Jesus gereageer het. Ek dink nie ons besef altyd hoe hy gereageer nie. Toe sy erkenning gee, en sê ek het nie 'n man nie. Het Jesus nie besluit, okay, nou is die hekke oop, nou kan ek vir haar sê, wat is dit wat sy als verkeerd doen nie. Hy het nie nou besluit, hy gaan nou haar verder oordeel nie. Jesus breek haar nie af, omdat sy nou oopgemaak het oor haar sonde nie. Inteendeel, hy vind iets daarin om goed te keer, om haar op te bou, om haar laat voel dat daar is tog iets waardig, want hoor wat sê hy sê, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het is ook nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Hy keer iets goed in haar bevestiging, in haar belydenis, keer hy goed, en hy sê vir haar, man, ek is bly, ek is trots op jou, ek is bly dat jy tot inkeer gekom het en besef het, maar ons goed wat nie reg is nie. Maar ons like om die sweep uit te ruk, en die sambok uit te haal, en te sê, kom, terwyl jy buk, laat ek vir jou die res van die houe ook gee. Dis nie wat Jesus doen nie. Toe sy erken, toe sy vir haar, ek's trots, jy het reg gesê, jy het die waarheid gepraat. Johannes 3 vers 17, ons het dit al hanteer, God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld verlos kan word. Dit
is werklike genade. So om ten spyte van die feit dat jy verkeerd is, ten spyte van die feit dat jy oordeel verdien, het hy nie gekom om te oordeel nie, maar het hy gekom om te verlos. Daar kan nie verlossing of redding wees sonder 'n oortuiging van sonde nie. Daarom spreek Jesus die sonde aan sonder om te oordeel of om te diep te krap. Want sien wat doen Jesus? Hy sê nie vir haar, okay, jy het nou admit, so sit jy nou daar, maak jouself gemaklik, ons gaan nou stap vir stap elke man bespreek. Ons gaan begin by Piet, en dan gaan ons bietjie praat oor Gawie, en dan gaan ons praat oor hoekom het jy by Petrus uitgekom. Ek meen, hoekom wil ons dit doen? Hoekom wil ons gaan krap in mense se sonde? Ons wil hê hulle moet in 'n beradingkamer kom sit, en jy moet nou deeglik teenoor my bely, wat jy nou alles verkeerd gedoen het. Dis nie nodig nie. Ons het nie nodig om te gaan krap aan mense. Ons wil graag mense ontbloot, en ons wil hulle bespreek, en ons wil hulle ontleed, en ons wil hulle bestudeer, en ons wil hulle toets. Wat Jesus vir die vrou sê, ek weet jy's 'n sondaar, jy weet jy's 'n sondaar, so kom ons beweeg aan. Dis so maklik soos dit. Dis nie jou werk om iemand te oordeel of te oortuig oor hoe verkeerd hy was nie. Hy weet hy's verkeerd. Maak nie saak hoe hard hy is daar buite nie. Maak nie saak hoe hard hy lag en kuier en te kere gaan in die kroeg en al hierdie plekke nie. Dit maak nie saak hoe selfversekerd hy voorkom oor sy optrede nie. Ek kan jou waarborg, want die woord bevestig dit. Jesus sê, of God sê in Romeine, Paulus skryf in Romeine, hy sê, ek het my wet op die kliptafels van hulle harte neergeskryf. Jy kan nooit in jou lewe die Bybel lees nie. Maar in jou hart gaan jy weet jy's nie reg nie. So maak nie saak hoe lank 'n ou ontken dat hy reg of verkeerd is nie. In sy hart weet hy wat is die waarheid. Jesus sê net vir die vrou, ek weet jy's 'n sondaar, en jy weet jy's 'n sondaar. Nou kom ons beweeg aan van hier af. Kom ons praat oor hoe gaan ons dit regmaak. Kom ons praat oor 'n beter lewe. Want sien, dis waarvoor Jesus ons geroep het, is dit nie? Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, oordeel hulle, ontbloot hulle sonde, laat hulle sleg voel. Nee. Hy sê, bekeer, maak disippels van die nasies, doop hulle en leer hulle. Leer hulle wat is die regte weg. Leer hulle wat is die regte ding om te doen. En dan sien ons die vrug van die opregtheid van Jesus se hart. Die vrug van die liefde wat hy gehad het toe hy hierdie goed met haar gekommunikeer het, toe hy met haar gepraat het. Kyk wat is die vrug. Hoor wat is haar antwoord terug aan hom. Die vrou sê vir Jesus, vers 19, Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. My magtig, my oë het oopgegaan. Nou was hy net 'n Jood gewees. Nou het sy hom uitgevra oor hoe dink jy as jy dan nou beter as die put en die water wat Jakob ons gegee het nie. Nou gaan haar oë oop en sy sê, Meneer, jy is 'n profeet. Jou ingesteldheid wanneer jy mense nader, maak 'n groot verskil. Ons is nie hier om te oordeel nie. Ons is hier om mekaar lief te hê. Die oomblik toe die vrou Jesus meer begin vertrou en hom meer begin sien vir wie hy is en hom beter leer ken, skielik sien sy hom nie meer as net 'n Jood nie, maar sien sy hom as 'n profeet. En dis tweedelig vir my en vir jou vanaand. Onthou, die hele doel van die boek Johannes is geskryf vir ongeredde mense en geredde mense. So daar's baie kere wat ons dit wat Johannes skryf, kan ons toepas op ongeredde mense en op geredde mense. En hierdie konteks, hierdie konsep wat ons hier sien, vir die ongeredde ou, jy hoef hom nie aanhou pak slaag te gee oor wat hy verkeerd doen nie.
Jy hoef nie aanhou sy lewe vir hom moeilik te maak, want ons glo daarin om 'n boontjie te knak terwyl hy jonk is nie. Jy hoef nie dit te doen nie. Leer hom net meer van Jesus. Leer hom net meer van wie Jesus is. Iewers te gaan sy oë oop gaan en sien, maar meneer, hy is 'n profeet. En dieselfde vir my en jou, die geredde persoon. Hoe meer jy in jou kennis van Jesus Christus groei, hoe meer groei jy in jou vertroue in hom. Hoe meer ek weet wie hy is en tot wat hy in staat is, hoe meer groei ek in my vertroue in hom. Hoe meer groei ek in my persoonlike geestelike lewe. Hoe meer groei ek in my binnekamer. Vers 20 en 21. Dis weer die vrou se beurt, sy's aan die woord. Ons vaders het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar: vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Nou die teksgedeelte, want ek lees die Afrikaans en die Engels, en dalk is my Afrikaans net nie so hoog gevorder om dit te verstaan nie. So ek het hom net in 'n ander vertaling gaan kry, wat dit duideliker kommunikeer wat Jesus hier probeer sê. Vers 21 sê, Jesus merk toe op: glo my vrou, dat daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Dis wat hy daar sê. So daar kom 'n tyd waar dit nie saak maak of jy op die berg is en of jy op die tempel is of waar jy is nie, dit maak nie saak nie. Nou sien, soos wat Jesus vir hierdie vrou 'n gelaaide vraag gehad het, oor gaan haal jou man. Besluit sy, ek gaan 'n gelaaide vraag terugvra. Sy toets bietjie Jesus. Nes die fariseërs Jesus probeer vasvra het, so doen die vrou dit ook. Sy sê vir hom: ons glo in die berg, julle glo in die tempel. Ons het die eerste 5 boeke van Moses, die Pentateeg. Julle het die eerste 5 boeke van die Pentateeg. So wie is dan nou reg? Sy probeer hom vasvang. Die fariseërs doen dit. Hulle vra vir hom: meester, rabbi, wat is een van die gebooie is die belangrikste om te onderhou? Hulle weet goed, hy kan nie een kies nie, want as hy een kies, dan kan hulle hom steenig, want hy maak nou een belangriker as die ander een. Maar Jesus in al sy kennis weet presies hoe om te antwoord. En ek wil vir julle sê, julle kan maar weet hierdie een ding. As jy iemand onder jou vlerk inneem, of jy vertel iemand van Jesus Christus, die wêreld daar buite het sulke sakke vol gelaaide vrae, waarop hulle jou gaan toets, en probeer vasvra, en probeer uitvang. Hulle gaan vir jou vra, het Adam dan 'n naaltjie gehad? As hy nie uit 'n vrou gebore het Adam 'n naaltjie gehad? Hulle wil weet. Hulle gaan wil weet, waar het Kain 'n vrou gekry? Waar was Kain se vrou? Het sy buite die tuin gestaan en wag? Was sy dalk die produk van evolusie, en toe kom hulle uit die tuin uit, en sy kom uit die water uit, en toe... Hulle gaan vir jou vra, dinosourbene, hoekom is hulle 600, 700 biljoen jaar oud, maar julle sê die aarde is maar net 6000 jaar oud? Hulle het gelaaide vrae. Hulle gaan jou vasvra. Hoekom doen mense dit? Hulle soek nie die antwoorde nie. Inteendeel, hulle het nie 'n saak met die antwoord nie. Jy kan vir hulle al die antwoorde gee, dit gaan vir hulle niks beteken nie. Hulle wil jou egtheid toets. Hulle wil toets, wat is binne in jou? Gaan jy kwaad raak en verdedigend raak? Gaan jy reageer in 'n manier wat vir my wys dat, jy het nie liefde in jou hart nie. Jy's net hier om met my te beklei. Dis al wat hulle wil hê. Hulle wil net hê jy moet terug beklei. Want dan kan hy sê, daai kerkmense, jy weet. Daai kerkmense. Hulle soek nie die antwoord nie.
Hulle toets jou egtheid, soos wat die Fariseërs Jesus se egtheid getoets het, so toets hierdie vrou Jesus se egtheid, so gaan die wêreld jou en my en ons egtheid kom toets. Dis nie vir die antwoord daarvan nie. Maar sien Jesus se antwoord, in plaas daarvan om maar nou terug te vat, want dis wat ons so graag wil doen. Ons wil nou teruggaan in die feite in. Ons wil teruggaan en vir mense 'n klomp slim wetenskaplike redenasies gee, historiese feite en geskiedkundige geskrewe dokumente en 'n klomp goed. Ons wil op hulle vlak gaan. Hulle redeneer uit hulle koppe uit. En wat doen ons? Ons wil ook na ons koppe toe hardloop en redeneer. Maar dis nie wat Jesus hier doen nie. Jesus draai die gesprek onmiddellik in 'n geestelike rigting. So amper asof hy nie 'n saak het met die vraag wat sy nou eintlik gevra het nie. Dis nie hoekom ons praat nie. Dis nie waaroor die gesprek gaan nie. Sy praat van haar voorouers. Sy sê ons voorouers het op die berg gaan bid. Waarvan praat Jesus? Die Vader. Ek is nie ge-worry oor jou voorouers nie. Ek wil jou vertel van die Vader. Die vrou praat van die berg en die tempel. Jesus praat van aanbidding. Berg en die tempel maak nie saak nie, dis fisiese goed. Dis geskiedkundig, dis wetenskaplik, dis histories. Ons worry nie daaroor nie. Wat ek met jou wil praat is geestelik. So kom ons praat oor die aanbidding wat in jou hart is. Sien, ons wil so graag soms feit vir feit met mense stry oor goed wat ons niks baat nie. Ons gaan op die ou einde van die gesprek kom, dan is ons net kwaad vir mekaar. Ons moet 'n manier soek, soos wat Jesus hier gedoen het, om met iemand se hart te praat, en nie met hulle kop nie. Raak die sake van die hart aan. Nie reaksie gee oor die vraag wat uit sy kop uitkom nie. Vers 22 is vir Jesus se beurt. Hy sê, julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want verlossing kom uit die Jode. So Jesus gee haar tog 'n mate van 'n antwoord. Hy sê vir haar, vrou, julle as Samaritane, julle verstaan nie eintlik waaroor dit gaan nie. En dan sê Jesus 'n interessante ding, hy sê want verlossing kom uit die Jode. Nou, dis 'n teksgedeelte wat vir baie mense 'n struikelblok is. Dis dan nou mos nog in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament sê die woord van God dat verlossing kom uit die Jode. So beteken dit ons moet almal Jode word. Dis nie wat hy hier sê nie. Soms moet ons net vat dit wat die skrif sê sonder om te veel daaroor te probeer maak. Al wat Jesus hierso sê is die verlossing kom uit die Jode. Ek, Jesus Christus dan nou, is 'n Jood. En ek gaan aan die kruis sterf. En dis waar verlossing gaan kom. Verlossing gaan kom uit 'n Joodse man uit, Jesus Christus. Dis al wat hy sê. Vers 23, hy sê daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. Ek wil julle uitdaag om, as jy nie alreeds het nie, om na vanaand ernstig teen hierdie ding te begin waak. Om ernstig op te let op wat Jesus hier vir die vrou sê. Jesus sê vir die vrou, waar jy aanbid, maak nie soveel saak soos hoe jy aanbid nie. Ons het elkeen in ons gedagtes hierdie ding oor ons kerk uitgemaak. En verstaan my hart mooi, ek is ook baie lief vir die kerk. Ek is ook baie lief vir Eklesia gemeente. Maar ons raak so vinnig behep met die idee van, hierdie is my kerk, en my kerk is die beste kerk, en dis net in my kerk waar jy ware woordbediening gaan ontvang. Dis net in my kerk wat jy werklik die Heilige Gees gaan ontmoet. Jesus Christus sê vir die vrou, dit maak nie saak nie.
Maak nie saak wie se kerk dit is nie. Maak nie saak of dit op die tempel of op die berg is nie. Maak nie saak of jou voorouers daar was of nie daar was nie. Dit maak glad nie saak nie. Wat saak maak is wat gaan in jou hart aan. En ek het nooit gedink ek sal dit sê nie. Maar ek is so dankbaar dat die klank vanoggend nie gewerk het nie. Want die Here het vir ons kom wys, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak dat jy 'n klank het of nie klank het nie. Maak nie saak of ons die beste speakers of nie die beste speakers het nie. Sien, ons sit vas in urelange gesprekke rondom wat se kerk, wat se denominasie, wat se vertaling, wat se pastoor, wat se universiteit. Ek sien die ding onder pastore deesdae is het jy nou deur die college geswat? Was jy deur die universiteit? Het jy deur SATS geswat? Dit maak hoegenaamd nie saak nie. Hoekom wil ons rangordes en klasse in die liggaam van Christus inbring? Hoekom wil ons 'n ander kerk gaan afbreek? En sê ja, maar hulle is nie werklik geestelik nie. Dit maak nie saak oor hulle gebou nie. Kan ons ge-worried wees oor hulle harte? Is hulle harte oukei? Jesus sê, die hoe is belangriker as die waar. En dan sê hy die volgende woorde, hy sê, want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. Nou as jy nog niks in jou Bybel onderstreep het nie, of jy het nog nie hierdie gedeelte onderstreep of gehighlight nie, doen dit. Want ek wil hê jy moet na die tyd gaan dink oor wat Jesus Christus hier sê. Hy sê die Vader wil sulke aanbidders hê. Maar sien, in die teksgedeelte verstaan ons die konteks van wat hy hier bedoel met aanbidding so bietjie verkeerd. Ons verstaan aanbidding uit die konteks wat ons dit ken. Op die verhoog met musiek en gitare en klaviere en dromme en sing. Dis wat ons sing as aanbidding. Praise and worship. Ons sit musiek op en ons sing saam. Dis wat ons dink is aanbidding. Dis nie wat aanbidding is nie. Dis 'n gedeelte daarvan. Dis nie wat aanbidding is nie. Sien vir die Jode, en beide vir die Samaritane en die Jode, het na hulle tempels toe gegaan om daar, beide van die Samaritane en die Jode het nie na hulle tempels toe gegaan om daar te staan en liedjies te sing nie. Daar was nie praise and worship gewees nie. Daar was nie 'n ou met 'n gitaar wat voorgegaan het en almal het saam gesing nie. Dis ons konteks van aanbidding. Vir die Jode was aanbidding om offers te gaan maak. Vir die Jode was aanbidding om kilometers en kilometers en kilometers met die voet te stap om by die tempel uit te kom. Dit was aanbidding vir hulle. Vir die Jode was aanbidding tyd uitkoop om die geskrifte te lees en onder die geklank van 'n skrifgeleerde of 'n rabbi te sit en te luister na die skrifte en na wat hulle sê. Dit was aanbidding gewees vir die Jode. So die aanbidding wat die Vader soek is nie nog 'n worship aand nie. Is nie nog 'n sing-song om die vuur met 'n gitaar nie. Is nie wat hy soek nie. Daar's soveel mense en ek maak nie afbreek daaraan nie. Ek het 'n probleem daarmee as jou hart nie op die regte plek is nie. Daar's soveel mense wat sê, pastoor, ek luister net worship musiek. En al wat ek in my kar speel, is net worship musiek. En al wat ek by my huis speel, is net worship musiek en hulle kommunikeer dit asof dit nou vir my skielik so 'n rang gee, 'n status gee, want ek is 'n aanbidder. Of jy sê as jou hart nie reg is nie, is dit vir jou beter om Robbie Wessels te luister.
Die aanbidding wat die Vader soek, is 'n leefstyl van aanbidding. Dis 'n lewe van aanbidding. Dit is vandat ek my oë oopmaak in die oggende, aanbid ek kom deur die manier hoe ek leef, totdat ek my oë toemaak in die aande, aanbid ek kom voordat ek gaan slaap. Aanbidding wat die Vader soek is soos met die Jode, maak jy tyd om jou sondes op te offer, en om voor die altaar van God te lê en te sê, Here, hierdie is nie meer wie ek is nie, vat dit weg van my af asseblief. Dis aanbidding. Is om te bely en te sê, Here, ek het sonde in my lewe. Koop jy die tyd uit om na sy woord te luister en om sy woord te bestudeer en om sy woord te lees, want dit is aanbidding wat die Vader soek. Maak jy moeite om tyd saam met die Heilige Gees te spandeer. Ek wonder hoe gaan die gemeente reageer as ons vir die volgende 3 maande aanbidding gaan hê sonder 'n geluid op die verhoog. Dan gaan ons weet wie is die ware aanbidders. Dis die mense wat dit nie nodig het nie. Vertel jy mense van Jesus Christus? Versprei jy die goeie nuus? Dis die aanbidding wat die Vader wil hê. Dis wat dit is om in gees en in waarheid te aanbid. Vers 24, die skrywer Johannes herhaal homself so 'n bietjie, of Jesus herhaal homself ook. Hy sê God is gees en wie hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Sien, die twee gaan hand aan hand. Jy kan hulle nie eintlik van mekaar afskei nie. Geestelike aanbidding sonder waarheid is onordelik. Is 'n emosionele opsweping. Dit grens aan manipulering. As jy dit net geestelik maak sonder die waarheid. Maar sien, wanneer jy net dit in waarheid doen sonder die gees, dan raak dit maar baie vinnig hard en seer. En as ons Engels mag gebruik, cruel. As jy net waarheid sonder die gees gebruik, so 'n mens eintlik waar ek die storie voorberei het wat ek vanoggend al reeds met julle gedeel het. Die mense wat in daai woonstel in China gestaan het en hulle kon hulle hande opsteek en op hulle knieë neerval en huil voor die aangesig van die Here sonder 'n geluid. Dis mense wat in gees en in waarheid aanbid. In gees, want ek voel die gees van die Heilige Gees van Jesus Christus, van God die Vader, van God, voel ek tasbaar. Dis in die gees, maar die waarheid kommunikeer vir my dat ek weet met wie ek te doen. Ek weet wie is God, ek weet hoe groot is hy, ek weet hoe almagtig is hy. Ek het nie nodig dat 'n gitaar my vat tot in aanbidding nie. Ek het nie nodig dat iemand se stem my vat nie. My kennis en my wete en die waarheid rakend God wat ek in my hart ronddra, is vir my genoeg om my op my knieë te bring en my hande in die lug op te steek en te sê, Here, ek aanbid U. Dis genoeg. Dis die tipe aanbidding wat die Vader soek. Jou hart en jou gedagtes moet oorloop van sy grootheid en sy heiligheid sonder die hulp van musiek. Dit ontstaan net deur 'n ware verhouding met die Vader in gees en in waarheid. Vers 25 en 26. En ons sluit af met die 2 verse. Die vrou sê vir hom, ag, en dis nog 'n teken, nog 'n bewys dat hierdie gesprek deur Jesus Christus se mooi hart is besig om in die regte rigting in te gaan. Die vrou sê vir hom, ek weet dat U die Messias is, die Messias kom wat Christus, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat. Hy het gegaan van Jood na profeet na Messias toe. Dis hoe die dinge werk.
Wanneer ek mense nie oordeel nie. Wanneer ek mense bemoedig. Wanneer ek mense nie afbreek nie, maar opbou. Ek dink dis ook die eerste keer waar Jesus na homself verwys in die woorde ek is. Sien Jesus in vers 26, sy woorde is ek is die een wat met jou praat. Dis 'n verwysing terug na Eksodus 3 waar God met Moses praat in die brandende bos en Moses vra maar wie sê ek het my gestuur en God antwoord hom uit die bos uit sê vir hulle ek is die een wat jou gestuur het. Jesus verwys na homself toe. Ek praat so 'n paar weke terug met iemand wat regtig seer in hulle harte het. 'n naby vriend, 'n gebedsvriend, 'n geestelike vriend het aan die persoon geopenbaar dat hulle het tot die besef gekom en die Nuwe Testament het dit vir hulle bevestig dat Jesus Christus was nie God nie. En as jy die woord verkeerd lees en jy lees dit nie met gees en in waarheid nie, kan jy tot by daai konklusie kom. Jesus verwys na homself baie keer as die seun van die mens. En uit hierdie woorde uit wat Jesus self gesê het die persoon dan nou tot die konklusie gekom, maar Jesus is nie God nie. Hy noem homself dan die seun van die mens. En dan raak hulle slim en hulle sê maar nêrens in die woord het Jesus ooit na homself verwys as die Messias nie, as God nie. Ek wil vir jou sê, vat hulle na Johannes 4 vers 26 toe. Jesus sê, ek is die een wat jy moet praat. Die vrou, sy praat oor die Messias. Sy weet die Messias wat Christus genoem word, is op pad. Hy gaan kom en dan gaan hy alles vir hulle vertel. Jesus antwoord haar direk. Dis haar vraag, dis sy antwoord. Hy sê ek is die een wat met jou praat. Jesus se woorde self bevestig hier dat hy God is. Sien, die vrou het herhaaldelik die gesprek in 'n ander rigting probeer druk. Eers probeer sy konfronterend wees, of eintlik maar konflik vermy, deur om vir Jesus te sê, maar u is 'n Jood, hoekom sal u met my wil praat? Sy is so gewoond aan konflik, so reg dat hierdie ding nou in 'n bekleierery gaan ontaard. En dan het sy die probleem met die skepding. Hoe kan hierdie man vir my sê water aanbied, maar hy het nie eens iets om jou te skep nie. Sy probeer die gesprek die hele tyd vleeslik maak en divert en oor iets anders te praat. Dan is dit die probleem oor die berg en die tempel en die voorvaders, maar Jesus raak nie betrokke in hierdie onbenullige gesprekke nie. Gesprekke wat nie die koninkryk uitbou nie. Gesprekke wat net gaan lei tot 'n gestryery en 'n geredenering. Hy bly gefokus en hou aan om die gesprek terug te draai na homself toe. Want sien, mense het nie nog feite nodig nie. Waar amper of jy sê, jy kan vir my enige geskiedkundige, historiese, wetenskaplike feit, kan jy vir my vra, en ek kan vir jou in 'n oomblik gaan navorsing doen, en ek kan vir jou 'n antwoord gee. Jy kan 'n stelling maak, histories, geskiedkundig, wetenskaplik, en ek kan in 'n oomblik genoeg navorsing doen, of om jou te bevestig, of om jou verkeerd te bewys. Mense het nie nog redenasies en feite en geskiedkundige goed nodig nie. Hulle het nie nodig dat ons daai gesprekke met hulle het nie. Hulle het nog meer van Jesus Christus nodig. Hulle het nog gesprekke met die hart nodig. Die vrou wil die heeltyd vleeslike goed praat. Sy wil praat oor 'n skepding. Sy wil praat oor die berg of die tempel. Sy wil praat oor voorvaders. Sy wil praat oor die put. Sy wil die heeltyd oor vleeslike goed praat. Jesus raak nie betrokke daarbey nie. Hy sê, ek weet waaroor ek met jou gaan praat. Ek gaan met jou praat oor die lewende water. En dan dit wat ek vir jou bied, gaan vir jou lewe gee. Mense het Jesus nodig. Hou net aan om oor Jesus te praat.
Ek het hier 'n ding getik en dis 'n ongemaklike ding want dit is iets wat my gekonfronteer het in my eie persoonlike lewe. En ek wil dit graag met jou deel en ek met jou los met hierdie vraag en dis dalk nou nie die hoopvolle motiverende einde waarvoor jy gewag het nie. As jy niks het om te sê oor Jesus Christus nie, dan moet jy baie ernstig by hom uitkom. Baie ernstig iets kry om te sê. Want ons gaan nie gesonde geestelike gesprekke kan voer as ek hom nie ken nie. As ek nie kan bydra nie. Jesus kon met hierdie vrou praat en hy kon haar tot in die koninkryk inlei want hy het geweet wie hy is. Hy het geweet wat was sy doel hier op aarde. Hy het geweet waarvoor het hy gekom. Hy het geweet wat gaan gebeur, hy het geweet wat is die prys wat hy gaan betaal. Hy het geweet waar is die fontein van die lewende water. Hy het geweet dat hy die Heilige Gees gaan stuur om vir mense 'n vertrooster te wees. Hy het geweet van al hierdie goed. Hy het geweet dat hy gaan hel toe gaan en hy gaan die dood en die doderyk oorwin en hy gaan in die regterhand van God sit. Hy het al hierdie goed geweet. As jy dit nie weet nie, het jy niks om te sê nie. En ek is nie besig om introverte of skaam mense uit te haal nie. Dis nie waarvan ek hier praat nie. Maar vir my en jou moet een van die meer kommerwekkende stellings wees wanneer iemand sê, maar ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om vir mense te sê as hulle my nee. Jy moet ernstig gaan uitvind. Jy moet ernstig tyd by Jesus Christus se voete gaan spandeer. Jy moet iets kry om te sê. Omring jouself met mense wat iets het om te sê. Amen. Kom ons bid saam. Here, week na week hang my mond oop en is my hart verbaas, liewe Heer, oor die waardevolle skatte wat in U woord opgevang is, Here. Here, ek het nie groot of baie woorde vanaand, Here. Maar Here, al wat ek wil vra is, help my. Help my om meer soos U te wees. Help my om gesprekke met mense te hê, Here, soos wat U gesprekke met mense het. Here, help my om U beter te leer ken. Here, help my om meer van hierdie lewende water te drink, Here, wat U bied. Here, help my sodat ek ook soos 'n fontein sal oorloop. Here, kom leer my. Gee vir my nog meer van U Heilige Gees, Here. Ek soek dit nie vir my eie voordeel nie, liewe Heer. Ek soek dit want ek wil bruikbaar en effektief in U koninkryk wees, Here. Ek wil nie 'n verlamde, slap lidmaat in die liggaam wees nie, liewe Heer, maar ek wil 'n deel wees wat my werk kan doen. Wat my rol kan volstaan. Wat kan sê, Here, hier is ek, stuur my. So Here, dankie vir U woord en dankie vir die voorbereiding wat dit in ons harte bewerk. Ons loof U en ons prys U, want U is 'n almagtige en heilige God. En ons bid dit alles in U naam alleen. Amen en amen.